Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou ja, hierdie is episode 8 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ek hoop jy het al iets geleer uit hierdie reeks uit en dat hierdie jou opgewonde maak soos wat dit vir my maak. Kom ek gaan kyk net vir ons weer na ons teks. Ons het 'n paar tekste wat ons op wil bou en waarby ons wil uitkom. En ons eerste een is Markus 11. Vers 22 tot 24 en ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Hierso sê Jesus, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Vers 24, daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En dan het ons nog 'n teks waarna ons kyk, en dis in Johannes 14 vers 12, en is ook Jesus wat hier aan die woord is. Hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Hierdie is twee fenominale beloftes. En kom ons kombineer dit met die teks wat ons in ons vorige episode mee begin het, in Markus 4, waar Jesus die gelykenis van die saaiër vertel, en dan sê hy aan die einde van hierdie gelykenis, in vers 20, en dis hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31, 60 en 100voudig. En dis waarna ons uitstrek, is vir daai 100voudige oes. Wanneer ons vir ons berg sê, tel jouself op, gaan gooi jou in die see, dat ons daai resultaat sien, daai 100voudige oes op God se woord. Wanneer ons na hierdie teks kyk in Johannes, en ons sê, ek wil doen wat Jesus gedoen het, ek kan doen wat hy gedoen het, want ek het die volheid van die Godheid in my, sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Die volheid van die Godheid woon in my, en daarom kan ek doen wat Jesus gedoen het, want ek doen dit soos wat hy gedoen het, met die volheid van die Vader in hom, met die salwing van die Heilige Gees op hom. Dis hoe hy gedoen het wat hy gedoen het, en daarom kan ek doen wat hy gedoen het, want ek het daai selfe salwing, ek het daai selfe volheid in my, en ek kan my uitstrek na daai 100voudige oes op sy woord, want hierdie is sy woord, ek vat sy woord op grond van sy woord, en hy sê sy woord sal 100voudige oes in my lewe oplewer. As ek 30voudig kry, great, dan gaan ek daarvoor. As ek 60voudig sien, fantasties, dan vat ek dit, maar ek strek my uit. Ons wil ons aanhou uitstrek na daai 100voudige oes. Maar ons elke keer die resultate sien wat Jesus gesien het. Man, imagine dit. Het jy al so lewe probeer indink, dat jy doen wat Jesus gedoen het, en jy kry elke keer die resultate wat hy gekry het. Geliefde van Jesus, dis nie 'n pie in the sky ding hierdie nie. Dis 'n werklikheid, dis vir ons 'n moontlikheid, want hier sê Jesus vir ons, dis so in sy woord. Maar ek dink julle sal my saamstem, ons sien dit nie altyd nie. Jy gaan dalk vir my sê, ek het al daai probeer en dit het nie gewerk nie. Sorry, ek glo nie in daai goed nie. Ek wil vir jou uit God se woord probeer leer. Wat het Jesus ons geleer? Hoekom werk sy woord nie altyd nie? Onthou, ons het in die vorige episode gekyk, dat ons tradisies en ons waaraan ons gewoond geraak het, wat mense vir ons gesê het, nee, daai kan nie so werk nie, dit is nie so nie, genesing, jy weet, ons weet nie hoe werk genesing nie, genesing is nie vir altyd nie, en ons kan nie vir dooies bid om op te staan nie, en so aan en so aan. Daai tradisies maak die woord van God van geen effek in ons lewe nie. Dit versmoor die woord van God. Dit maak die woord van God kragteloos in ons lewe. En nou kom Jesus, en hy vertel vir ons hierdie gelykenis in Markus 4, en hy verduidelik vir ons hoekom die woord nie oes oplewer, hoekom die woord nie vrug oplewer in ons lewe nie.
En ek dink nie ons moet te vinnig by hierdie goed verbykyk nie, want ons wil leer, Here, ons wil sien wat U hier beloof het ons kan sien. Hoekom sien ek dit nie? Kom ons begin by Markus 4 vers 14. Dis waar Jesus die gelykenis verduidelik. Hy sê in vers 14, die saaier saai die woord. So hierdie gelykenis gaan alles oor die woord en die woord wat oes moet oplewer in ons lewe. Dan sê hy in vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Hier sê Jesus spesifiek, die vyand, Satan, kan die woord uit ons hart uit kom steel, kom wegvat. Kom ons kyk wat sê Matteus oor hierdie gedeelte. In Matteus 13 vers 19 skryf hy dit so, hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, en is hy by wie langs die pad gesaai is. Die woord wat hy nie verstaan het nie. Geliefde van Jesus, ons moet ons daarvoor beywer, dat as ons 'n woord nie verstaan nie, dat ons na hom toe sal gaan en vra, Heilige Gees, kom maak hierdie woord aan my duidelik. Ek wil hierdie woord verstaan, want as ek dit nie verstaan nie, gaan die vyand kom om die woord by my te steel. Geliefde, die vyand is nie agter jou geld aan nie. Die vyand is nie agter jou gesondheid aan nie. Die vyand is nie agter jou huwelik aan nie. Hy's agter die woord aan. Hy wil die woord by jou steel. Maar hy gebruik jou finansies, hy gebruik jou gesondheid, hy gebruik jou huwelik, hy gebruik jou kinders, hy gebruik verhoudings om die woord by jou te kom steel. Dis wat hy wil steel, is die woord. En ons moet seker maak dat ons die woord verstaan, sodat hy nie die woord by ons kan kom steel nie. Kyk wat sê Jesus, wat leer Jesus ons in Matteus 4 vers 4, hy sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. God se begeerte is dat jy sal leef van sy woord. So hierso impliseer hy dat hy wil hê jy moet verstaan, jy moet sy woord verstaan, want hoe kan jy daarvan leef as jy dit nie verstaan nie? God se begeerte is dat jy sy woord sal verstaan en dat jy sal leef van daai woord wat hy vir jou gee. Hy wil hê sy woord moet vir jou lewe bring en deel van daai proses is dat jy dit sal verstaan. God verberg nie sy woord vir jou nie. Sy hart is dat jy dit sal verstaan. Maar hy het nodig dat jy na daai begrip sal soek. Kyk wat sê Jakobus vir ons, wat leer Jakobus ons in Jakobus 1 vers 5. Dan sê as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. As iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Laat hy dit van God vra. As jy nie 'n skrifgedeelte verstaan nie, vra die Here. En hoor wat sal hy doen? Wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. Hy verwyd jou nie as jy sê, Here, ek verstaan nie hierdie gedeelte nie. Verduidelik dit vir my. En dan sal hy deur sy gees kom en vir jou wysheid gee. Hy sê, en dit sal aan hom gegee word. Kom ons lees daai teks net weer van die begin af. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar dan sê die volgende vers, maar hy moet dit in die geloof bid. Hier is ons weer terug by die geloof. Markus 11 sê vir ons moet geloof in God hê, en as ons in geloof vir ons berg sê, Jesus sê, as ons in hom glo, sal ons doen wat hy gedoen het. Hierso sê Jakobus, as ons in geloof bid, sal God vir ons wysheid gee. As ons in geloof bid, as ek daai oortuiging in my hart het, God wil hê ek moet deur sy woord leef, God wil hê ek moet sy woord verstaan, dan sal hy vir my gee. Dan sal hy dit vir my verstaanbaar maak. Jesus leer ons Matteus 7 vers 7, klop en vir julle sal oopgemaak word.
Bid en julle sal ontvang. Vra en vir julle sal gegee word. Sy hart is dat ons sal vir hom klop. Die wysheid is daar, die openbaring is daar, die krag in sy woord is daar. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om vir hom te gaan vra, om vir hom te kom bid, om by hom te kom klop en sê, Abba, help my om hierdie te verstaan. Heilige Gees, kom openbaar hierdie skrif aan my. Wys vir my hoe werk dit, dat ek kan doen wat Jesus gedoen het. Wys vir my, hoe is dit? Maak dit vir my verstaanbaar, dat ek vir my berg kan sê, man, tel jou op en gaan gooi jouself in die see en hy sal my gehoorsaam. Abba, leer my, ek wil in hierdie waarheid stap. Ek wil in die genesing wat U vir my voorbetaal het aan die kruis, ek wil in daai gesondheid stap. Leer my hoe werk dit. En hy sal vir jou gee. As jou geloof is, dat jy oortuig is, dat God wil hê, jy moet in gesondheid leef. En dit is wat hy wil hê, want Jesus het reeds daarvoor betaal. Die betaling is gemaak. Die voorsiening is daar. Deur geloof kry ons toegang tot daai genade. Onthou jy daai episode wat ons gedeel het oor Romeine 5 vers 1 en 2. Deur geloof kry ons toegang tot hierdie genade. Hy wil hê ons moet in geloof na hom toe kom en ons sal wysheid ontvang en hy sal vir ons die skrif oopmaak sodat die vyand nie die woord by ons kan kom steel nie. Onthou die vyand kan net by jou steel wat jy nie verstaan. As jy dit verstaan, as jy openbaring het van die woord, as jy weet dat jy weet in jou hart, as die Gees dit vir jou geopenbaar het en aan jou duidelik gemaak het, geliefde, hierdie is my wil vir jou, dat jy in gesondheid sal leef, dat jy in oorwinning sal leef, dat jy sal leef, dat jy vir my kan wees wat Jesus was in hierdie aarde. As dit jou oortuiging is deur geloof, sal jy dit kan leef en die vyand dan sal dit nie by jou kan kom steel nie. Daai woord waarvan jy oortuig is, sal dan begin om 'n 30 en dan 'n 60 en dan 'n 100voudige oes in jou lewe te kan oplewer. Geliefde, ek hoop jy is so opgewonde soos ek om hierdie goed in ons lewe te sien gebeur. Jy hoef nie my te bel en vir my te sê, kom bid vir my, ek het hierdie en hierdie en hierdie in my lewe nie. Nee, jy kan self vir jou berg sê, tel jou op, ek gaan gooi jou in die see, en dit sal so wees. Jy kan self vir siekes om jou bid, en aan hulle aanspreek, en daai siekte in Jesus naam uitdryf, want die autoriteit is aan jou gegee. Klop, dat hy vir jou sal oopmaak. Bid, dat hy vir jou sal gee. Vra dat hy vir jou hierdie openbaring sal duidelik maak, sodat die vyand nie die woord by jou kan kom steel. Here, my gebed vandag is, dat U vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, die wysheid sal gee, om hierdie woord te begryp, en daarmee te hardloop, in U krag, en in U naam, en in U openbaring, in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom. Hy is die volëinder van jou geloof, en hou jou neus in sy woord. Hierin is die lewe. Shalom.